Goeiemiddag julle. Ons gaan vir julle die geleentheid gee om in te stap. Ons vra julle om
ons gaan staan asseblief. Terwyl ons so staan, vra ek ons net die oog gaan sluit, dan gaan ons net 'n gebed saam doen. Vader van ons Here Jesus, baie dankie vir die voorreg wat ons het om vanmôre by mekaar te kan wees. Ons is hier om die lewe van ouma Nakkie te vier. Aan ons harte is stikkend vanmôre, Here. Ons wil vir die dankie sê dat ons weet dat selfs in tye soos hierdie ons skuiling by U kan vind, sterking en vertroosting deur die Heilige Gees wat opgebou kan word uit die woord. Ek wil bid en vra dat U sal gee dat dit wat vanmôre hier gebeur, U naam daardie verheerlik sal word, Here. Dat U vanmôre elke traan sal afvee. U die een sal wees wat vanmôre vertroos en versterk. Vra dat U verheerlik sal word verder in en deur ons Vader. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Terwyl ons so staan, kies voordat ons gaan sit, van ons wil ek net eers van my kant af, Leni bestuur, en Angie, die rammers sê baie sterkte om daan, dink aan julle, mag die visies hulle raak en versterking deurdra. Op hierdie lap hiervoor is die Onse Vader uitgebeeld, en ons gaan vanmôre saam sing, die Onse Vader, Vader wat woon in die hemel, laat U naam geheilig word. Baie dankie, Here. Ons Vader wat woon in die hemel, geheilig sy U naam. Laat U reich kom, U wil geskied, soos in die hemel, so op die aarde. Geef ons vandag ons dagse brood, en vergeef ons van ons schulden, soos ons vergewe die wat teen ons sonde. Laat ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose, want U is die rijk en die sterkte en die eer, vir ewig en ewig. Amen. Vir ewig en ewig. Baie dankie, wees welkom om die plek te neem. Dit is my voorreg vanmôre om hierdie diens waar te neem. Dit is my lekker nie, maar dit is vooral 'n eer. Ons is vanmôre hier om Nakkie te onthou. En elkeen van ons het 'n ander rede vir dit. Dit was nie vir ons almal dieselfde nie. Ek het nou vanmôre my lappie saamgebring. Hierdie is my gebedsmaatjie wat ouma Nakkie vir my gemaak het. So elke keer as ek bid, as ouma Nakkie voor my. En hy was tot nou toe baie spesiaal, maar hy het nou nog so trappie of twee geklim. En die wat nie vir julle gekry het toe julle kon nie, hierdie is 'n limited edition. Ons harte is vanmôre swaar. Nie lekker om afskeid te neem nie. Toe en jy vir my vra wat is die skrif gedeelte wat ek vanmôre met julle wil deel,
mens nie 'n gewone skrif wat by 'n begrafnis hanteer nie, maar ek wil graag woord van die Here vanmôre in jou voor, en ek gaan graag saam lees Psalm 150 vers 1. En hy begin deur te sê, Halleluja, loof God in sy heiligdom, loof hom in sy sterk uitspansel, loof hom oor sy magtige dade, loof hom aan die volheid van sy grootheid, loof hom met basyn geklank, loof hom met harp en siter, loof hom met tamboerijn en koordans, loof hom met snare spel en fluit, loof hom met helder simbale, loof hom met klinkende simbale, laat alles wat asem het, die Here loof. Halleluja. Hierdie is die laaste psalm wat geskryf is, die laaste psalm wat ons kan lees, Psalm 150. En miskien is by meeste begrafnisse Psalm 23 dalk meer gepas, waar ons sê die Here is my herder. Maar ek wil vanmôre met jou praat oor die feit dat ek en jy veronderstel is om God te loof en te prys altyd weer. Jy sien, dit is maklik om die Here te loof en te prys wanneer jy vrolik is. Dit is maklik om die Here te loof en te prys wanneer daar 'n positiewe balans in die bank is. Dit is maklik om die Here te loof en prys wanneer alles klop disselboom gaan. Wanneer alles, hulle sê die Kaap is Hollands, as alles net regloop. Maar dis juist wanneer dit nie so goed gaan, dis juist wanneer ons in die moeilike tye is, wat ons steeds moet sê, Here, ek loof U, omdat U God is. Ja, ek prys U nie nou vir die omstandighede waarin ek is nie, want dit is nie vir my lekker nie. Ek loof U nie omdat ek in die aande wakker lê, of myself in die slaap huil nie, want dit is nie lekker nie. Maar ek loof U, omdat U God is. Ek prys U, omdat ek weet dat U in beheer is en bly. Ek prys U, want U is God. Nou, Manakkie het nie instrumente gespeel, of voorgesing nie, maar sy was so, sy familie het sy was 'n eystervrou. As jy gister 'n pot sop wou hê, dan kan jy almal vandag vra. Hy gaan betyds klaar wees, reg wees en lekker. Kon nou enigiets vra, aan het vir niks teruggestaan. Ek onthou toe ons die eerste keer by 'n Manakkie wat daan gaan kuier het. Hulle was nie alle jare in ons gemeente nie, hulle kom uit 'n ander kerk uit, en ons vra vir hulle, geniet dit hier by ons, wat is vir julle lekker en wat staan vir julle uit? Nou Manakkie sê, ja, julle sing baie vinnig. En julle klap harde hande, en dit is baie hard, ek is nie dit gewoon nie. Maar ek het die Heilige Gees hier ervaar, ek het die Here hier gekry. En sy het die laaste ruk die Here met alles geloof en prys. Woord van die Here sê dat alles wat asem het, om woord te prys. Mag ek gesoor? Hoop jy het jy daarna gepos. Daai asem wat jy het, kan net God gee. En ek spot altyd, ek het 'n vriend wat in Mahindra bakkie ry, en toe hy hom net koop, ref hy hom so, sê ek, pas op, daarin kan net 'n sekere hoeveelheid keer ref, dan sy stikke. Nou, grapie, die nuwe is wel wat beter. Maar, ek en jy het net soveel asems. Maak so, maar dan gaan 'n dag kom wat jy gaan, en dan is daar nie meer, en dit het met ou Manakkie gebeur. En hier is die laaste psalm, en ons sal sê dat haar asem hier op aarde is nou weg. Sy leef nie meer, sy is nie meer hier. Maar sy leef nou by die Here. En harder as wat sy ooit hier kon sing, glo ek, sing sy nou. Sy het, deur haar liefde vir haar kinders en haar kleinkinders, haar sagte wysheid, deursettingsvermoë in moeilike tye, en haar eenvoudige vertroue op die Here, altyd die Here geloof. Dit is nie altyd maklik nie, dit is nie altyd lekker nie. Partykeer voel mens om net saggies te sing. Partykeer voel mens nie om hard uit te skree nie. Maar ek weet vanmôre dat vreugde en blydskap, prys vir die Here, en hartseer saam kan bestaan. Ons is vanmôre hartseer in die gedagte dat ons nie weer vir ou Manakkie gaan sien. Ons is tog dankbaar dat die Here elke van ons deurdra. Hy sê prys God in sy heiligdom. Heiligdom waarin ons nou is, kan ons dit nog doen, sy doen dit nou by die Here, waar sy sonder pyn, sonder hartseer is. Halleluja, loof God in sy heiligdom, loof hom in sy sterk uitspansel, loof hom oor sy magtige dade, loof hom na die volheid van sy grootheid, loof hom met basyn geklank, met harp en siter, tamboerijn en koordans, loof hom met snare spel en fluit, loof hom met simbale, helder simbale, klinkende simbale, dat alles wat asem het, die Here loof. Jou en my skepingsdoel is om God te verheerlik.
Ek ken jou nie. Ek kan nie praat oor die manier hoe jy jou lewe leef nie. En ons is vanmôre hier om vir die Here dankie sê vir Tannie Nak. Maar ek wil vanmôre vir jou sê dat die asem wat jy het, is nie net sodat jy kan leef. Die asem wat jy het, is sodat jy en ek God kan verheerlik. Daar's dinge wat ons nog wil doen, plekke wat ons wil sien. Drome en ideale